Liewe Herlewingsentrum gemeente, as leier van die gemeente is dit baie duidelik en swaar op my hart gelê, dat ons eerskomende Sondag aand, 18 Januarie, 'n verootmoedigingsdiens sal hou vir die jaar wat voor ons lê. Nou, ons moet besef dat om jouself te verootmoedig, beteken om voor God te buig, om jou knie te buig, of om op jou aangesig in die stof voor God te lê, om jouself ondergeskik te stel aan God se wil. Verootmoediging is 'n erkenning dat my wil oorwin is deur God en dat ek oortuig is deur die Here dat ek afhanklik is van hom. So dikwels is die eerste gedagte wat by mense opkom, dat verootmoediging slegs beteken dat as ek dit doen, doen ek dit om iets van God te ontvang. Dit is egter lynreg teen die nuwe boodskap van Christus, dat God se wiskunde nie so werk nie. Jesus kom leer die volgende in Lukas 6 vers 38. Hy sê nie, vra en jy sal ontvang nie. Hy sê, gee en jy sal ontvang. Ons lees daar, gee en vir julle sal gegee word. 'n goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal jy ontvang. So verootmoediging is in die eerste plek nie om iets uit God se hand te ontvang nie, maar om te gee. Dit is om jou hele lewe weer eens aan God te gee. Dit is 'n erkenning aan die Here dat jy nie een tree sonder hom kan gee nie. Dat elke asemteug die vermoë om te kan werk, om sukses te bereik, nie uit myself is nie, maar dit kom van die guns van die Here oor my lewe. Ek het oor jare heen beleef dat mense deur hulle optrede en lewenswyse eintlik onbewustelik vir die Here sê, dankie, ek dink ek kom self goed genoeg oor die weg. So as ek 'n definisie kan gee van wat verootmoediging beteken, wat vanaf die Ou Testament deurloop in die Nuwe Testament, dan is dit die volgende. Ek kom bely my totale afhanklikheid van God. Gee my hele lewe aan hom oor en verklaar daardeur dat al sou God nooit weer iets vir my doen nie, sal ek steeds in nederige afhanklikheid en dankbaarheid totaal toegewy aan hom lewe, want hy het reeds sy alles vir my gegee, toe hy sy lewe kom aflê het om die prys vir my te betaal, om vir ewig in die teenwoordigheid, soos hy dit sê, in sy Vader se woning, huis, 'n woning te hê. En tereg kan 'n mens vra, wat durf ek meer as die ewige lewe vra? Te veel mense dien God net en soek hom net as 'n verskaffer van goedere wat ek nodig het. En as hy nie verskaf wat ek vra nie, dan het ek hom ook nie nodig nie. Hoe dwaas kan 'n mens wees? Maar hier is waar ons God en Vader sy genade kom betoon. Ons lees in 2 Kronieke 16 vers 9, sy oë deurloop die hele aarde om te sien wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En nou lees ons dat die beginsel van vrymoedigheid dan van die Ou Testament tot die Nuwe Testament loop, waar Jesus sê, gee. Nie net jou finansies nie, ja, dit ook, soos volgens hy sy riglyne gee, met 'n blymoedige hart te gee wat Jesus vra, maar hoor die woorde van Jesus, gee en vir jou sal gegee word. Ek kom gee dus my hele lewe opnuut oor aan die Here, ek kom erken waar ek gefaal en selfs gesondig het, en luister dan na hierdie woorde. 1 Petrus 5 vers 6. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog.
Nou hierdie teksvers verneder jou voor die Here beteken nie soos in die volksmond wanneer jy eintlik iemand beledig of skel of hom seermaak nie. Nee, die oorspronklike taal beskryf dit so: plaas dan julle hele lewe in die hand van God in totale afhanklikheid van hom. En wanneer die tyd daar is, sal God al die dinge wat julle het, vat by julle, waaroor julle bekommer of wat julle omkrap, en dan sal hy self vir julle sorg. Ja, wanneer ek myself kom verootmoedig met die regte gesindheid om God te verhoog in my lewe en myself opnuut aan hom toe te wy, dan sal hy, wat ook alles van jou weet, in sy liefde en genade vir jou gee wat jy nodig het. Vir Sondag aand 18 Januarie om 6:00 het die Gees van die Here my dit as gemeenteherder op die hart gedruk dat 2026 'n jaar sal wees waar elke kind van God nodig het om diep te kom skuil by die Here. En net soos Jona die waarskuwing gegee het aan Ninive, het die koning die hele stad tot stilstand geruk in 'n dag gegee waar hulle self kon verootmoedigheid en daardeur gered is. Roep ek vandag die gemeente op om hierdie verootmoedigingsdiens van 2026 te kom reageer op die roepstem van God. Net die feit dat jy sal kom, sal alreeds beteken, Here, ek hoor en ek gee myself oor. Ja, ons weet daar is mense vir wie dit nie meer moontlik is wanneer 'n gemeente saamgeroep word om te kan kom nie. Sommige is selfs so ver as in Kaapstad en tot in die verre ooste en noorde en suide van die land. En oor see. Maar as jy werklik waar weet, ek kan nie kom nie, kan jy nog steeds daardie uur saam met ons in die teenwoordigheid van God wees. Ek glo net, daar waar ons as gemeente gaan saamkom, daar gaan ons ervaar hoe dat God ons offer, ons lewensoffer aan hom kom seën. Baie dankie, ons kyk uit na 'n mooi naweek, Profeo bedien Sondagmôre en ek lei die aand die verootmoedigingsdiens.